Hartlike goeiemôre so vir julle elkeen. Baie welkom. Dis ook vir my heerlik om op so 'n wyse hier te wees. En dan Madeleine, baie dankie ook vir die help en met die opname van hierdie gedeelte van die diens. Voordat ons lees, kom ons sit so dan bid ons saam. Here ons God, ons aanbid U in die naam van ons Here Jesus. Ons dankie dat U vir ons 'n wonderlike God is wat ons elkeen vanmôre ken op ons naam. En Here, dat U ons op ons name ken, maak ons nie angstig nie, maar dit gee vir ons 'n groot stuk rustigheid en 'n groot stuk vrede, omdat U weet. En omdat U ons so goed ken, wil ons U bid, Heilige Gees, dat U ook vanmôre met elkeen van ons sal besig wees. Dat ons ook ons gedagtes gevange sal hou, om ook te fokus en te let op wat U in ons lewens wil kom doen. Omdat U ons so goed ken, kom op die eie goddelike manier en kom praat met elkeen van ons. En soos altyd ook my gebed, dat ons nie U saan sal hoor nie, maar die Here self, wat met sy kosbare kinders besig is, soos wat ons ook hierdie gedeelte oordink, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Uit die Here se woord, Romeine 12, daarvan vers 1. Kom ons lees dit ook saam. Die opskrif hier in my Bybel is die nuwe lewe en Christus. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en dan ook susters op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Vanmôre ook ons teksgedeelte, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan het julle ook gesien die tema van hierdie oordenking en van hierdie diens is, daar is 'n oorlog aan die gang, en dit gaan oor jou gedagtes. As ons 'n bietjie praat oor ons gedagtewêreld, is dit een van die magtige plekke, en die Here het ons so op 'n wonderbaarlike wyse gemaak, een van daai magtige plekke van ons as menswees, in ons brein, in ons psigosomatiese sisteme. Dit beteken dat ons as mens in ons totaliteit ook onderworpe is aan ons gedagtes. Maar dat die wêreld ook vandag verstaan hoe belangrik is ons gedagtes. Ons kan net byvoorbeeld dink aan die hele advertensiewese, wat so fyn ingestel is op daardie vraag en aanbod, dit wat ons nodig het, meer as dit wat ons begeer, dit wat ons uit die aard van die saak gaan koop, sonder dat ons werklik eers rasioneel daaroor dink. Ons gedagtes wat so gebombardeer word, het sy met nuus, met gebeure, met 'n magdom van inligting wat ons moet prosesseer. En nou kom ons ook in die kerk en ons praat ook oor soveel dinge wat ons lewe so nou raak. En dit is iets kognitiefs. Dis iets wat ons gedagtes raak. En ons weet ook as kinders van die rasionalisme wat ons ook 'n paar eeue terug begin beleef het, dat dit gaan alles oor ons gedagtes en ons brein en ons kapasiteit en ons funksionering, dat dit amper die hoogste vorm is van menswees. En dan lees ons hier in ons teks maar dat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dis een van die wonderlike dinge van ons as gereformeerdes, ook as kinders van die reformatie, dat ons nie uit onsself uit probeer moet verander nie. Ek dink dis een van die goed wat ons so worstel
Ons probeer self beter mense word. Ons probeer self anders optree. Ons probeer self iets van daardie vernuwe in ons eie lewe probeer werkstellig. En dan kyk ons weer na die wêreld rondom ons en daar's soveel van hierdie kitsgoed. As ek hierdie volgende paar stappe neem, dan gaan ek 'n beter mens wees. As ek hierdie paar goed toepas in my lewe, dan gaan ek beter funksioneer. En alles is hierdie selfhelp, as dit ware kitsoplossings, hierdie selfhelp. En dan dat ons sal waak dat ons Christelike geloof, die feit dat ons ook in 'n godsdienstige oefening hier is om God te aanbid, dat ons nie in dieselfde slaguister sal trap om te dink, maar hier is 'n tipe van 'n selfhelp oplossing sodat ons beter mense kan wees nie. Wat hier so staan is, ons het geen aandeel. En dit is so heerlik om dit te lees, want dit resoneer so met my gereformeerde hart, wat sê alles kom van God af, maar ek het ook aandeel daarin. En my aandeel is 100%, net so is God se aandeel 100%. En hy is die een wat ons wil verander. En dit begin by ons denke. Nou as ons bietjie oor ons denkprosesse praat, dan uit die aard van die saak wil ons gaan kyk waaroor dink ons en hoe dink ons byvoorbeeld oor God? Hoe dink ons oor die wêreld waarin ek en jy leef elke dag? Ons noem dit ons wêreldbeskouing. Hoe kyk ons na mekaar? Hoe kyk ons na onsself? En iets van daai self het ons ook gelees vanmôre in hierdie teks van 'n nederigheid en 'n beskeidenheid, dat ons nie in groot waan en eie waan sal leef nie. As ons tog dink oor die wyse waarop ons miskien oor God dink. Partykeer het ek al mense gehoor praat, ja, die ou baas daar ver of die groot baas. Maar dit is nie wat die Bybel my leer nie. Dis 'n valse gedagtegang van hoe om oor God te dink. Of ons as mense wat maar eintlik net bestem is om in hierdie lewe swaar te kry en eintlik in hierdie lewe net bestem is om maar al die verdriet en die ellende te hê. Die belangrikste ding is, en dit is dat ons ook sal weet, maar ons gedagtes kom eers uit 'n verlede. Hoe ons geskep is en gevorm is baie keer deur ons kinderjare, deur die skool heen, deur ouers. Hoe ons gevorm is deur die jare heen het gemaak dat ons vandag 'n produk daarvan is. En dan kom die Here vanmôre en hy sê, maar ek wil vir jou 'n vol lewe gee. Ek wil vir jou 'n lewe gee, 'n nuwe lewe in Christus Jesus. En dan moet ons baie keer bietjie gaan kyk na daai gedagtelyne wat ons normaal is. Ek noem dit ons normaal. Want dis jou normaal as jy byvoorbeeld dink aan God as hierdie kwaai ou man wat net daarop uit is om te kyk waar maak ons droog of waar het ons sonde gedoen. Dis ons gedagtes wat soms so geskep is deur byvoorbeeld 'n skool wêreld waarin ek en jy blootgestel is van ons moet presteer. Ons moet iets doen, ons moet iets goeds doen. Ons is so blootgestel aan 'n wêreld wat 'n vals getrektheid het van sukses wat gemeet word aan rand en sent. En dan moet ons hierdie goed eerlik soms voor die Here bring en sê, Here, maar dit is die mens wat ek is. Om ook te weet, maar U gaan deur U genade U hande kom plaas op die maniere waarop ons dink en hoe ons dink oor U. Dat dit nie 'n kwaai ou man is wat ver sit met 'n lang baard wat vir ons kwaad is as ons oor God dink nie. Maar dat ons gedenke kan vernuwe. Maar dit beteken ook dat ons sekere goed moet afleer. En dit is nie so maklik nie. As ek in my eie lewe kyk, is dit van die moeilikste goed is om daai ou denkpatrone af te leer. Dis die goed wat moeilik is. Dit kom nie van nature nie. Ek en jy is nie so gemaak nie. Ons is gemaak om in ons gemaaksones te leef. Ons is gemaak, die Here het ons so gemaak en ons is aan mekaar gesit om in daardie denkpatrone, daai gemaaksones vind ons normaal. Daarom verskil ons van mekaar en
is elkeen van ons se normaal bietjie anders. Lyk dit 'n bietjie anders as die volgende persoon se. Die moeilikste is om daai goed af te leer. En eers daarvan bewus te word. En dat ons doelbewus ook die Here sal toelaat om in ons lewens in te kom en ons te help om dit af te leer. Elke keer as iets slegs met ons gebeur, nie sal dink dit is die Here wat ons nou weer straf, of ons het iets verkeerd gedoen, of as iets slegs oor ons pad kom, dat dit is nou maar ons deel en ons lot, en dis die paadjie wat vir ons uitgekap is. Dit is glad nie Bybels nie, om so te dink, daai fatalistiese lewens- en wêreldbeskouing. So, om daarvan bewus te word is al klaar, en is sulks 'n baie groot ding in elkeen se lewe. Dis 'n moeilike ding hierdie. Ek praat nou maar van 'n ding vanmôre. Ek weet ons taalkundiges sal nou nie graag dit wil hoor nie, maar dis 'n moeilike ding hierdie. En dis van die moeilikste goed, ek praat uit my eie lewe uit, om daarvan bewus te word en dit af te leer. En dan die tweede ding is om ook daarmee ander dinge aan te leer, nuwe denkpatrone. Hoe dink ons bietjie anders? As ons oor God dink, nie net as hierdie kwaai God wat ergens in die hemel sit en hy het nie eintlik iets te doen hier op aarde nie, maar dat ons sal verstaan, hy is hierdie liefdevolle Vader wat ons werklik liefhet. En dat ons elke keer as ons oor God dink, die nuwe pad sal volg, ons gedagtes gevange sal neem en daarby sal hou. Dit wat ons moet aanleer uit die woord van die Here, en dit is wat sy Gees dan vir ons daardie nuwe gedagtelyn wil kom aanleer. As ons oor onsself dink, dat ons nie net hierdie mense is op aarde wat moet presteer nie, dat ons waarde nie gemeet word aan rand en sent en dit wat ons kan doen nie, maar dat ons waarde gemeet word aan die mens wat jy is, daardie kosbare, spesiale mens wat die Here gemaak het, en daardie kosbare, spesiale mens waarvoor hy gesterf het, wat hy sy lewe voorgegee het, en dat jy so aan jou dink as iets wat, en as iemand wat waardevol is, so waardevol dat die Seun van God vir jou gesterf het, dat jou naam op sy handpalms ingegrafeer is. Dat ons sal anders dink oor mense rondom ons, nie as verbruiksartikels nie, met ander woorde, mense is nie daar gegee tot ons voordeel nie, en wat ons uit hulle uit kan kry nie, maar dat ons eintlik reisgenote is, hier op aarde, reisgenote is na 'n ewige bestemming saam met die Here, reisgenote is waar ons almal aan verydeling onderworpe is, waar ons almal swaar kry, waar ons almal ook met die uitdagings van hierdie lewe gekonfronteer word. Om ook so by hierdie nuwe gedagtes oor onsself en oor mense en oor hierdie wêreld, dat hierdie wêreld ons ook sal verstaan, soos die woord ons leer, ons is maar vreemdelinge en bywoners. Nou, hoe kry ek en jy dit reg? Baie prakties, ons begin met iets kleins. Baie keer kom ons en ek hoor mense het geweldige, ingrypende goed in hulle lewe, en dan werk dit nie. Dit maak ons moedeloos en ons verloor sommer net moed. Maar dat ons werklik sal kom en ook sal beleef hoe die Here met klein goedjies, klein dingetjies, wat ons afleer en om toelaat om ons gedagtes op 'n ander manier te vestig, wat op hom gerig is. Klein dingetjies. So as ek 'n voorbeeld kan gebruik, as ek byvoorbeeld besluit, ek wil in die oggende Bybel lees, ek gebruik dit nou maar as 'n voorbeeld om hierdie ding te illustreer. Nou kom ons en ons besluit, ons gaan elke oggend 5 hoofstukke lees in die Bybel. Jong, jy moet net nie daar by Psalms begin of daar strengel raak daar in Psalm 119 nie, want dit is lang goed en jy gaan baie lank sit. So as ek wil 5 hoofstukke lees, moet ek sê nou maar 'n halfuur vroeër opstaan. Is dit haalbaar? Die illustrasie daarvan is dat ek eerder sê,
ek wil in die oggend, elke oggend, eerder net 5 verse lees. Maar ek sit 'n baie groot premie op iets baie kleins. 'n Klein dingetjie. Dit gaan my nie 5 minute vat nie. Maar dat ek elke oggend, maak nie saak hoe dit lyk, of dit reën, koud, somer, winter, of ek laat is of baie betyds is, elke oggend daardie 5 verse sal lees, maar 'n groot premie, dat dit 'n groot saak, 'n belangrike saak is. En dat ek daarby hou. En soos wat ons dit reg kry, kan 'n mens altyd meer. So die klem is nie op iets groots nie, die klem is op iets kleins, wat 'n baie groot premie het. Die Here is so gereed om ons daarmee te help in ons gedagtewêreld, in hierdie tyd met Kersfees wat op hande is, en ons het volgende Sondag ons Kerssangdiens, wat ons sing van hierdie plan van God vir hierdie wêreld, hierdie plan van God vir jou lewe, dat ons ook ons gedagtes sal verander. En dan hou ons daarby, die konfessie van ons hart, en ons wyk nie af nie. En as ek vanmôre so iets uit my eie lewe uit kan sê, dit maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. Hoe die stampe en stote van die lewe kom nie, dat ek 'n paar verse het, en ek het my gedagtes daaraan vasgemaak. Die God wat ek aanbid, die Vader van ons Here Jesus, is in beheer. En dan gesit jy vanaand die TV aan, en jy kyk nuus en jy sien die chaos in die wêreld, en dan sê jy, as jy dit gesien het, God is in beheer. Dis geloof, dis die konfessie van ons hart. Die tweede ene wat ek nogal graag aan vashou en my gedenke en my gedagtes daarop kom vasmaak het is, dit maak nie saak hoe die wêreld rondom my lyk nie. Alles werk ten goeie mee vir die wat hom liefhet. Vir hulle wat hy volgens sy raadsbesluit genoem het. Ons noem dit in die kerk die uitverkiesing. En as jy vanmôre wil wonder of jy uitverkies is, man, jy's uitverkies en dis hoekom jy vanmôre hier sit. Alles werk ten goeie mee. Ons hoef nie alles te verstaan nie. Want as God in beheer is, kan ek gaan rus in geloof dat my lewe is veilig. Gaan vind vir jou sulke verse of hang vanmôre saam met my aan daai 2 verse met jou gedagtes en gaan rus dat dit God is wat jou wil verander. Stop om myself te probeer doen. Hou op daarmee. Ons kry dit nie reg nie. Ons gaan val, maar so kom die Here op sy eie manier en hy kom help ons daarin. Moenie verder probeer beter mense word of vir God aanvaarbaar is nie. Jy vanmôre soos wat jy hier sit, met alles wat verkeerd is in jou lewe, is vir God 100% aanvaarbaar. Net soos jy is. Hy gaan jou natuurlik nie daar los nie. Dis hoekom hy gekom het en sy seun gestuur het, sodat ons hierdie nuwe lewe, die manier waarop hy dit wil doen, deelagtig kan word. Ek bid dit vir jou toe, en ook vir hierdie week, en dat julle ook hierdie week 'n wonderlike week sal hê, waarin ons iets beleef, hoe God op sy eie manier, hierdie klein dingetjies, in ons lewe kom doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir hierdie gedeelte in die woord, en dat ons dit vanmôre kon lees, dat ons dit kon oordink. Ons dankie dat U die een is wat ons lewens verander. En kom vergewe ons vanmôre ons eie gespook, ons eie gespartel. Here, ons wil vanmôre kom oorgee aan U. Ons wil vanmôre kom sê, soos wat U ons vergewe, wil ons ophou spartel. Wil ons ophou probeer. U is die een wat dit alleen kan doen, Heilige Gees. U is by magte om dit te doen, want U het al die glorie en die mag en die heerlikheid en die autoriteit in ons lewens. Ook die dinge wat vir ons so onmoontlik lyk, kom maak dit vir ons moontlik. Kom ook in hierdie week en ook dit wat ons gedagtewêreld so besig hou, kom maak dit stil. Kom maak ook vanmôre die vrese stil wat ons gedagtes soms so besig kan hou.
Bid so vanmôre vir elkeen ook in hierdie week, baie geseënde week. Heilige Gees, so stap jy saam met elkeen. Ons bly bid vir ons kinders, vir ons ouers, ons skole, ook in hierdie tyd van eksamen. Ons dink aan ons universiteite ook, Here, vir elkeen wat daar besig is. Ons dink ook vir hierdie besige planttyd, hierdie plantseisoen wat op hande is en waarmee almal besig is, en 'n oesseisoen. Ons dank U, Here, ook vir die heerlike reën wat geval het. Ons erken U as die gewer daarvan. Wil U ons ook in hierdie week so kom onderneem met U guns en met U goedheid in die naam van ons Here Jesus. Amen. So ook vir julle elkeen 'n baie geseënde dag, 'n geseënde week verder. En ek sien uit om volgende week Sondag saam met julle te wees in 'n heerlike Kersangdiens. Die Here is lief vir julle elkeen.